Oké, loutjies. Het julle lekker week gehad? Ja. Is dit 'n nuwe maatjie vanaand? Wat is jou naam weer? Lanai. Dis baie bly om kyk. Moet ek weer hoor. Okay. Hoe oud is jy, sussie? 8, 6 en graad? 2. Okay. So, onthou jy die vorige les, nie laasweek nie, want laasweek hierdie is die vorige dieselfde goeders, die vorige les. Waar het ons gepraat? Die van julle wat nie was laasweek nie. En dan jy was hier, jy mag nie cheatie. Ja, jy was hier nie, waar het ons gepraat die vorige week? Ja, sê, die boekrol. Ja, ons boekrol. En jy het ons elke die boekrol geskryf. Yes. Die was eie een. Kijk, so God het vir elke van ons 'n boekrol geskryf en het al die dae daarin geskryf. En voor die een van die dae gehad het al die dae wat van môre en oormôre in 'n boekrol geskryf. Klaar vir gesê wat hy vir jou gedroom het. So ons moet in sy boekrol loop en nie in die wêreld sit nie, né? Ja. En ons het 'n briefie gekry wat gesê wat beteken ons gaan. En daar is joune. Dat is my mooiste. Ek gaan nog gesê vir vanaand hoor. Okay, so onthou die duiwel gaan ons altyd triek dat ons ons eie boekrol skryf en ons eie plan maak, né? En ons wil nie dit toelaat nie, so ons moet mooi luister en ons moet baie die Bybel lees sodat ons kan sien wat ons boekrol is. Is dit reg? Okay. Dan, die topik vir vandag is hoe hanteer ek 'n boelie volgens die Bybel? Wat sê die Bybel oor ons dit? Kyk, wat dink julle daarvan? Hoe gee jy die krag hier? Gee my aandag. Ja? Okay, so jy norm eintlik. Ja? Ewa? Ek glo nie sy leuns nie. Baie belangrik, jy glo nie sy leuns nie. Ja, dis baie belangrik. Wie nog? Niemand nie. Okay. So kom ons kyk 'n paar verse wat sê die Bybel van 'n boelie. So wie van julle was al geboelie? Hæ? Ja? Okay. Nee, ek. Okay, wil een van julle sê hoe julle dit gaan hanteer? Wil jy sê? Nee? Okay. Ek was altyd die boelie en was al geboelie. So jy het ook al geboelie. Ja, maar dit is Wat Boelie. weet jy? Wie van julle het al die boetie of die sussie geboelie? Hæ? Ek het ook Kom eerlik, nee, eerlik. jy kan nie doen. Iets Ja, skerp. jy kan boelie. Boelie. Okay. En julle twee? Ja. Julle het nooit mekaar geboelie nie? Okay. En jy, sussie, het jy boetie of 'n sussie? 'n Boetie, het jy hom al geboelie? Nou nie dan. En hy vir jou? Okay, baie. Okay, so kom ons kyk gou wat sê die Bybel. Hy sê, jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor kinders van die volk wees nie, so ek mag nie heerlik is nie wat nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Wat dink julle dit sê dit? Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Soos wat jy self en vriend is, soos jou familie. Vir ander lief hê. Yes. Vriend, almal. So dink julle as ek myself nie lief het nie, kan ek vir hom lief wees? Nee. Dink julle as ek van myself nie hou nie, kan ek van hom hou? Nee. Dink julle as ek van myself hou, kan ek van hom hou? Ja. Okay. So en waar kry ek daai liefde vir myself vandaan? By Jesus en by jou mamma en pappa, né? So al wat ek kan uitdeel na hom toe is wat ek gekry het. Okay? Hy wil gee vang. Okay. So as ek vir iemand 'n blou blokkie gee en ek sê vir haar, kan jy vir my 'n geel blokkie gee? Gaan sy kan? Nee. Hoekom nie? Wat sy het Sy het nie geel blokkie gekry nie. So al wat sy vir my kan gee is die blou blokkie, né? En dis al wat sy ontvang het. Okay. So daar het hy sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, moet jy onthou dat die boelie, as hy jou seermaak, wat het hy ontvang? Dink jy hy het liefde ontvang? Kom ons maak geel liefde en blou seer. As hy hierdie uitdeel, dink jy hy het hierdie ontvang? Nee. So hy is ook geboelie by die huis en maar pa's lelik met hom of iemand is lelik met hom die hele tyd maak sy hart seer. En dan wat deel hy uit? Die seer. So dis wat ek met aan die skrif lees, want dit is nog steeds nie reg dat die boelie jou seer maak nie, maar as ons verstaan waar dit vandaan kom, hy kan nie iets anders uitdeel as hy dit nie gekry het nie, né? Okay. So dis die een skrif. Wat probeer die boelie doen met jou? Hy het dit nou gesê. Wat probeer hy met jou doen? Hy gee vir jou lees wat jy probeer, dat hy probeer jy dit sleg voel. Yes.
So hy vertel jou 'n leuen van die duiwel gebruik hom om vir jou leuen te vertel dat jy moet voel jy is nie goed genoeg nie. Is dit die waarheid? Dat jy laat sleg voel, maar is dit die waarheid dat jy nie goed genoeg is nie? Nee, want Jesus het jou gemaak na sy beeld en gelykenis. Jy is 'n dogter van Jesus. Okay? So wat sê Jesus van jou? Wat sê hy? Sê hy is goed genoeg of jy is nie goed genoeg nie? Hy sê jy is fantasties. Né? Okay. So, die boelie wil jy met emosioneel sleg voel oor jouself. Jou leed vertel dat jy nie goed genoeg is nie en jou van jou identiteit stroop. Onthou jy Aspergertjie se storie wat sy nie geweet het wie sy is nie, toe dink sy is die een in die stikkende klere. Hy wil jy moet dit glo. Okay? So gaan lees jou boekrol as iemand met jou lelik is. Bella 'n goeie boekrol. Onthou daai het ek vir julle gegee. As iemand met jou lelik is, daai moet jy gereeld lees. Jy kan net nie vir julle een keer gee met cool was nie. Ek het vir julle gereeld gereeld lees dat dit vas is hier binne en hier binne. So as die boelie, mamma sê ek sal vir eentjie maak. As die boelie vir jou iets lelik sê en daai ding is in jou hart om te oor gelees en dan sit soos dit bounce van die af wat jy al gesien as jy water op 'n gaan se rug gooi. Ja, Dit gaan dit binne die vere in. Nee, dit loop dit af. So dis hoe die boelie se woorde dan raak, want daai maak jou binnekant vol. En as jy daai boelie se leens kom, dan loop dit net so af. Kan nie in jou hart gaan. Okay. So vir alles jy Yes. So as jy 'n vol maak met jou boekrol se storie, dan kan dit nie ingaan nie. Dan weet jy wat God vir jou beplan het en wat hy van jou sê. Hy sê is vrek fantasties, né? So wat maak dit saam met die boelie sê? Nou dat die pottebakker storie, né? Net die pottebakker mag iets sê van dit wat hy gemaak het. Né, sussie? As die tannie hierdie blokkie gemaak het, mag jy sê hy's lelik. Nee, net ek mag sê vir my weet ek het dit gemaak. So as God jou gemaak het, wie mag iets sê oor jou? Net God. So dis hoekom ons nie glo wat die ander mense van ons sê wat jy is nie, né? Ons is 'n voorbeeld van as die boelie vir jou sê maak aan net maar. Gaan se kry voorbeeld van wat? Van die boelie. Van die boelie as hy Want die gaan van jou jaag as jy. Hy gaan jou jaag, jy sê maar. Maar ons moet nie dit met die boelies doen nie, né? Okay. So wat sê die woord oor die boelie? Mag ons 'n boelie terugkry? Dink jy moet terugleef hierso? Wat dink jy as jy by hom? Nee. Maar maar vir sy seer. Nee. Dan moet jy daar sê dat Ons gaan nou daai skrif praat. Eie, wat hy beteken. So, gewoonlik as iemand jou fisies seermaak, moet jy vir hom sê, hou op, klein kindertjies soos hulle, en hy moet vir die juffrou gaan sê, daai maatjie maak my seer, want hulle kan nog nie onderskei of jy kan terugslaan of nie. Maar die vlees, fisies, as hy wil my slaan en sê, moet my nie weer slaan, ek hou nie van die slaan weer, gaan ek staan daarvoor? Nee. Okay, jy het ons gewaarsku. God waarsku ons. Ja, God waarsku ons ook as hy hulle stoute gaan hulle straf en dan is hulle ander stoute wat die Here. Hy straf hulle. So jy staan nou die eerste keer terug en my sê as jy weet dit, gaan ek dit terugkry. Nie terugkry nie, maar gaan myself defend, né? Ek mag myself ons verdedig. Okay, maar as by woorde kom werk dit anderste. Okay. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. So mag ons bang wees vir die boelie? Nee, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee. So hy het ons nie 'n gees gegee om bang te wees nie. Hy het ons 'n gees gegee van krag, so jy krag om op te staan voor hom en sê, moet jy hier kan doen nie. Liefde, om vir daai ook die liefde te wys, want dit kom deur uit die seer uit, want hy het nie liefde ontvang nie. So alwaar hy liefde ontvang is by jou, né? En van 'n gesonde verstand. 'n Gesonde verstand is die spring nie boop om slap hom of dood nie, né? Of sê hom ook 'n lelike ding terug nie. Hy het al klaar seer, jy kry net nog seer om weer verder uit te deel. Ons het hom begin liefde gee en begin dit uitdeel. Né? Dis 'n graag. Okay. En ek gaan vir hierdie sê, Spreuke 26 sê, antwoord die dwaas nie na sy sondheid nie, sodat jy ook nie net soos hy word nie. So as hy vir my sê, jy lyk so donkie, en ek sê vir hom, jy lyk ook soos 'n donkie. Hoe het ek nou gelyk? Het ek nou beter as hy gelyk of het ek net so stupid soos hy gelyk? Exactly. So hy sê, praat nie terug met jou sodat hy nie stupid met jou praat nie. Hy sê, jy antwoord die dwaas na sy sondheid sodat hy nie wys is in sy oë nie. So jy moet vir hom iets beter terug sê om te sê, so wat gaan ek vir sê? Dit wat jy nou sê, kom nie vir Jesus af, dit is nie mooi nie. Hoe gaan sy voel? Hy skaam kry. Ja, okay. So ek is nie terug lelik gewees met haar nie. Ek het nie vir haar lelike goed gegee nie. Ek was lief vir haar want ek was mooi met haar, maar ek het haar laat skaam kry, né? Want dit is wat hier volgende skrif sê. Hy sê
As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet en as hy dors het, gee hom iets om te drink, want so doen sal jy 'n hoof, sy hoof is soos 'n kop vuurige kole ophou. So die Bybel sê, luister nog gou, hy sê jy sal kole van skaamte bo sy kop gooi. So daai wat ek terug met hom nie lelik is nie, maar laat skaam voel daaroor, gemaak as ek dit weer doen nie en ek was nie terug lelik betaal nie, né? Soos ja. Dit is as jy negatief met iemand is, kan jy net terug negatief met jou wees. So as jy positief is met iemand anders en hulle sal hulle ook dieselfde. Yes. En jy moet om die waarheid ook sê, né? So hy sê so, moenie julle wreek nie geliefdes, maar gee vir die plek vir die toorn, want daar is geskrewe aan my, God kom die wraak toe, ek sal vergeld spreek Here. So God sê ek moet nie die maatjie terugkry en sê ek gaan jou terugkry nie, want dit kom God toe, God sal homself uitsorg. Kyk, maar om vir 'n maatjie te sê, dit wat jy nou vir my sê is nie mooi nie, dit kom nie van Jesus af nie. Dit laat hom skaam voel, jy was nie terug lelik met hom nie, jy het hom die waarheid vertel, dit is die waarheid wat hy vir gesê was lelik, is ek reg? Dit is die waarheid dat nie van Jesus afkom nie, want hy het vir die duiwel se leuen geluister. So hy het hom die waarheid vertel, was nie lelik met hom nie en net hom laat skaam voel. Die skaam voel maak dat hy nie weer verder met die lelik is nie. As jy ander vir hom lelik gee, gaan 'n ander lelik uitdeel. As jy skaam voel vir hom gee, is dit eintlik liefde, want jy sê vir die waarheid. Né? As ons lief is mekaar, ons die waarheid is en sê, ek kan nie wat jy doen nie. Dis mos wat ons kan doen, né? Okay. En dan die laaste skrif waarvan hy nou net gepraat het. Die laaste stukkie van daai vers sê, laat jy nie die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. So hoor wat sê hy, onthou jy daai sleutelgat het ons deur die sleutelgat gekyk het, né? Okay. So in Genesis sê die Here vir Kain, onthou Kain vir Abel doodgeslaag, hè? Die storie van nie, okay. Maar hy sê vir hom, die sonde lê voor die deur en loer en jy moet daar eers. So ons het deur die sleutelgat gekyk en deur die sleutelgat lyk alles mooi, maar as jy deur oop gaan, dan sê jy, dis eintlik lelike goed, maar jy het nie gesien nie. So dis wat hy so sê is, laat jy nie die kwaad oorwin nie, so moet jy toelaat dat daai ouetjie se lelik jou nou ook laat lelike goed doen nie. Hy sê, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Presies wat jy nou sê, moenie terug lelik wees nie, geef hom goeie goed terug, geef hom liefde terug. Okay. En dan is die fynste skrif wat Abel nou net gesê, maar ek sê vir julle dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie, maar as iemand jou op die regterhand slaan, draai jy vir die ander hand. Beteken dit as die kind jou hierdie kant in die gesig klap, moet jy staan jy die ander kant klap? Nee. Dit beteken jy moet opstaan vir dit wat reg is. Okay? Dit sê moenie vat daarvoor. Moet ek dit nou weer kry? Onthou as jy nie terug lelik is met hom nie, né? As jy nie terug lelik is met die maatjie nie en jy hom liefde het, jy moet jou ander hand gedraai. Is ek reg? Dis eintlik wat dit beteken daar. Hy sê gee vir hom liefde terug. Moenie vir hom lelik teruggee nie. Okay, so dat beteken jy moet geboelie word en jy moet staan daarvoor nie, want mense gaan ou skrif uit konteks uit sê dat die Bybel sê jy moet daar staan en daai ou jou rondklap en rond vertel. Okay? Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê gee hom liefde terug. Dit is wat dit beteken om jou aan die kant te draai. So vir daai ouetjie liefde te gee om te sê wat jy doen kom nie van Jesus af nie en dit is nie mooi nie. Okay, so kom ons som dit gou op. As jy geboelie word, vertel altyd vir jou. Vir wie jy vertel? Vir Jesus? Ja, en vir wie nog? Vir mamma en pappa. Of vir juffrou. Of vir juffrou, maar altyd vir mamma en pappa. Jy kan vir juffrou vertel of nie vertel nie, maar altyd jou ma en pa. Okay? En dis die mense wat jy moet vertrou met jou hele lewe, want God het jou vir hulle gegee. Okay? So dan bid ons vir die boelies. Wat dink julle? Is dit 'n goeie plan? Ja. En daai boelies se hart is seer, want altyd gekry te seer. So ons bid dat Jesus se hart genees, hy kan liefde kry by Jesus, want as hy dit by sy maal gekry het, die lelik moet hy Jesus liefde kry dat hy kan uitdeel. Is ek reg? Okay? En dan bid ons vir wie ook? Vir onsself, okay? Dat ons nie laat daai goeders in ons hart ingaan en daar nes skoppie, okay? Bevestig jou waarde in Jesus. Bella, wys ek jy hoe bevestig jou waarde, waar is op jou prentjie? As jy, dan gaan lees jy daai weer, as jy bietjie onseker voel oor wie jy is, omdat iemand vir jou lelik goed gesê het, gaan lees vir jou boek rol, dat jy weer seker maak jy weet wie jy is, né? Okay? Wees lief vir die boelie, beteken jy nie terug lelik wees nie. So as ek sê moet lief wees vir die boelie, beteken nie dat jy beste chommie wees nie. Okay? Party boelies raak mense beste chommies, né? Sien jy al 'n boelie gehad op die tennisbaan en nou is hulle nie beste chommies nie, maar hulle is chommies, né? Okay? Hulle is nie beste chommies nie omdat ons nie geestelik op dieselfde level is nie, maar in die vlees is hulle eintlik goeie maatjies. Okay? Hoekom? Want Sion was net mooi met hom terug. So hy het skaam gekry daaroor dat hy nooit weer lelik met Sion nie. Okay? So wees lief vir 'n boelie beteken moenie terug lelik wees nie, beteken nie jy moet sy beste chommy wees nie. Party mense verander nooit nie en dan hou jy net op afstand. Presies wat ek sê, jy ignoreer hom nie. En moenie dat die duiwel se leuen jou laat twyfel oor wie jy is nie. Okay? So moenie dat daai boelie se woorde jou dink dis wie jy is nie. Nee. Net wat God van ons sê is die waarheid.
OK. En nou is die ene wat ons vergeet het. Wat moet ons nog vir die boelie doen? Vergewe. So jy wil vergewe. Vergewe en om vryspreek. Here, ek kies. Party boelies doen baie lelik goed en dan is het moeilik om hulle te vergewe, né? En die duiwel kom pouk jou in die brein dat jy sê, kan nie vergewe nie, so lelik met jou. So hy wil nie met jou vergewe nie, want as jy nie vergewe nie, gaan jy nie hemel toe nie, né? Dit is baie duidelik in die Bybel. Is nie met die werk om die hel te sit omdat ek hom nie kon vergewe het nie, né? Ja, is nie met die werk. Kyk, so dis al ons kies en sê, Jesus, ek kies vandag om vir Piet te vergewe. Môreoggend weer, ek kies vandag om vir Piet te vergewe. Totdat jy voel is in jou hart en Piet pla jou nie meer. Yes. OK, dink julle het ietsie geleer van die boelies? Dink julle gaan dit kan beter doen? Kyk, so ignore hom, as dit nie werk nie, sê vir hom wat jy nou doen, is mooi net kom jy van Jesus af nie, gooi kole van skaamte op sy kop, vertel hom die waarheid, jy is nie fisies lelik met hom nie, jy gaan vertel op jou, male, bid vir hom, bid vir jouself, vergewe hom, né? Onthou waar kom sy lelikheid vandaan, is om 'n duidelik gekry, dit maak nie wat hy doen reg nie, maar dit maak mens beter verstaan, dat mens miskien hom kan liefde gee, dat ons hierdie kan uitstoot, né? Dat hierdie kan uitdeel, nie. Reg, kyk, wat wil jy vra? Niks, het jy gehoor, Stefan? Nou is ek dik geslaap, sê wat is goed. OK, is daar iets wat jy nog voorbij sê? 70 mal 7, dus ons sê elke, 70 mal 7 is 490, so as jy elke oggend opstaan en sê, Here, kies om vir Piet te vergewe. Voor jy by 490 uitkom, gaan hy in jou hart wees, en gaan jy voel, Piet maak jy nie kwaad nie. Jy voel eintlik jammer vir Piet. Dis die 70 mal 7 is wat Jesus sê, Piet. Dink jy die mens wat jammer voel vir 'n maatjie wat boelie? Ja. Hoekom? Want hy sê dit self. Dis ons wil met liefde gee om bid. OK, is jy reg? Jy kan die boelies kan handle, né? Vir die liefde gee. Mama sus, hy sal verstaan. Ja, klap op ons reg. Jy kan ons vra, plaas jy.